Julle kan so lank die Bybel oopmaak by Jakobus hoofstuk 2. Jakobus hoofstuk 2. Ons gaan voort met ons reeks. Ons maak vandag klaar met hierdie blok. Frank sal volgende week weer aan die woord wees met Markus. Ons het gekom hier by die laaste gedeelte wat dan nou voortgaan by dit wat ons verlede Sondag begin het. Nou julle sal onthou, ons het verlede Sondag gehoor dat Martin Luther eers niks van hierdie brief gehou het nie. En die rede was dat, omdat hy van mening was dat Jakobus eintlik teen Paulus argumenteer met betrekking tot werke en geloof. Maar Luther het later aan van siening verander. En hy het eintlik op die ou ende baie waarde aan hierdie brief gestel. Hy het van standpunt verander toe hy Jakobus se redenasie beter verstaan het. Toe hy gesien het wat Jakobus werklik bedoel met werke en geregtigheid. Want Martin Luther skryf later self, as hy sê, "Oh, it's a living, busy, active, mighty thing, this faith. It is impossible for it not to be doing good things incessantly. It does not ask whether good works are to be done, but before the question is asked, it has already done this, and is constantly doing them. Whoever does not do such works, however, is an unbeliever. He gropes and looks around for faith and good works, but knows neither what faith is, nor what good works are. Yet he talks and talks with many words about faith and good works. Nou, hierdie paar verse wat ons vandag dan nou gaan bestudeer, is die oorsaak van baie twis en stryery in die kerk op aarde, van altyd af nog gewees. Maar ek moet saam met Martin Luther stem. Daar is verwarring oor hierdie versies en wat dit werklik beteken, omdat mense nie weet wat geloof is nie, en hulle weet ook nie wat werke is nie. Nou, Jakobus moes sekerlik hierdie selfde gedagte gehad het, want nadat hy dan die kenmerke van dooie geloof gegee het, wat ons verlede Sondag na gekyk het, kom hy nou en hy gee vir ons 3 illustrasies van lewende geloof. Hy gee vir ons in die teks wat ons vandag gaan bestudeer, gee hy vir ons 3 illustrasies van lewende geloof. So, kyk daar in Jakobus hoofstuk 2 vanaf vers 21. Jakobus hoofstuk 2 vanaf vers 21, as hy sê, is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig, toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke, en dat die geloof volkome geword het uit die werke? En die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Sien julle dan nou, dat die mens geregverdig word uit die werke, en nie alleen uit die geloof nie? En is Rahab, die hoer, nie ook net so geregverdig uit die werke, toe sy die boodskappers ontvang en met 'n ander pad weggestuur het nie? Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. Nou, ons sien in hierdie teks dat Jakobus wys vir ons hoe lewende geloof werk. Hy wys vir ons hoe lyk lewende geloof en hoe werk lewende geloof. Heel eerste van alles in die lewe van Abraham, die patriarg. Abraham, die stamvader. En dan tweedens sal ons dan vandag sien hoe die lewende geloof werk in die lewe van Hagar, die prostituut. So van Abraham, die patriarg, tot Hagar, die prostituut, sien ons hoe hierdie lewende geloof werk. 2 uiteenlopende mense. Abraham, 'n Galdeese man, welgesteld, hoog in status in die gemeenskap, en dan aan die ander kant het ons Hagar, 'n Kanitiese vrou, 'n arm vrou van slegte agtergrond, geen status in die samelewing nie. Nou, op die oog af het hierdie 2 niks in gemeenskap met mekaar nie. Wat weer eens vir ons bevestig dat God nie partydig is in wie hy red nie, soos wat ons so 2-3 Sondae verlede gesien het, die onpartydige liefde van God waarin ons moet wandel. Maar hoewel hierdie 2 voorbeelde niks in gemeenskap met mekaar gehad het nie, wat die samelewing betref, het hulle tog iets in gemeen gehad. En dit wat hulle in gemeen gehad het, is daardie manier waarop hulle elkeen hulle geloof uitgeleef het. Daardie manier waarop hulle gelewe het, dat mense hulle geloof in hulle dade kon sien. Want beide van hierdie voorbeelde spreek van 'n lewende geloof.
En dan kom Jakobus en hy sluit hierdie gedeelte af met die derde illustrasie, wat 'n baie kort illustrasie is, en dit is 'n liggaam sonder gees is dood, en geloof wat nie werke het nie is dood. So kom ons begin dan vanmôre en ons kyk na Jakobus se eerste illustrasie wat 'n lewende geloof is. En ons sien dit in die lewe van Abraham, die patriarg. Abraham, die patriarg se geloof word bevestig. In Jakobus 2 vers 21 skrywe Jakobus, is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het nie. En dit is net hier waar die probleem gewoonlik inkom. Want die teks is geskryf op so 'n manier dat dit lyk asof Abraham regverdig verklaar was die oomblik toe hy vir Isak wou offer, nie waar nie, as ons so na daardie teks lees in Jakobus 2 vers 21. Maar as dit die geval was, dan lyk dit asof Jakobus sê dat geloof en werke nodig is vir ons om gered te wees, wat dan teenstrydig sal wees met wat Paulus skrywe. Maar soos wat julle onthou, ons het verlede Sondag het ons gesien dat dit nie die geval is nie. Paulus en Jakobus staan nie teen mekaar nie. Hulle staan in werklikheid rug teen rug en veg teen 'n gemeenskaplike vyand. Soos ons gesien het, Paulus weerlê 'n wettiese werke tot geregtigheid en Jakobus weerlê weer 'n maklike geen wette geregtigheid. Daardie maklike geregtigheid wat let go and let God have his way, en dan lewe jy maar net soos wat jy wil lewe, glo maar net en alles is reg. Maar buiten dat ons dit verlede keer gesien het, dat Paulus en Jakobus praat eintlik dieselfde taal, sê eintlik dieselfde ding, kan ons sien dat in dit wat Jakobus hierso skryf, kon Jakobus onmoontlik bedoel het dat geloof en werke nodig is vir redding. Want gaan net so 'n paar verse terug na Jakobus 1 vers 18 toe. En daar in Jakobus 1 vers 18 sal julle onthou toe ons dit bestudeer het, het hy geskrywe volgens sy wil, dit is nou volgens God se wil, het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees. En julle sal onthou toe ons daardie woord bestudeer het, ons het gesien dat God het uit sy soewereine wil, het hy die keuse gemaak om wedergeboorte te skenk, redding te skenk vir die mense wat hy gaan red. Nie op iets wat hulle gedoen het of iets wat hulle waardig is nie, maar uitsluitlik uit God se wil. So Jakobus is baie duidelik. God het ons voortgebring uitsluitlik op sy goeie wil en nie deur enige werke wat ons gedoen het nie. Of iets gedoen het wat ons sy redding kon verdien het nie. So as dit dan die geval is, wat bedoel Jakobus dan in vers 21? Kyk weer na hoofstuk 2 vers 21. Wat bedoel Jakobus dan wanneer hy sê, is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het nie? Dit is baie duidelik dat Jakobus sê dat Abraham uit die werke geregverdig is toe hy vir Isak wou geoffer het in daardie vers. En dan lyk dit regtig asof Jakobus dan sê dat werke en geloof saam ons red en nie net geloof nie. Maar 'n dieper ondersoek van hierdie teks wys vir ons dat Jakobus die woord geregverdig anders gebruik as wat Paulus die woord gebruik het. Onthou, Jakobus is die halfbroer van Christus. En Jakobus het saam met Christus gewandel. Eers het hulle nie geglo in Christus nie en later het hulle begin glo in Christus. Na die opstanding het sy broers geglo in hom. Maar Jakobus was saam toe Christus die bergpredikasie gepreek het. En hy het Christus se woorde gehoor. En Jakobus gebruik die woord geregverdig op presies dieselfde manier as wat Jesus Christus hierdie woord gebruik het. Jesus praat op 'n geleentheid met die Fariseërs nadat hulle hom beskuldig het dat hy duiwels uitgedryf het deur Beelzebul. En julle kan blaai na Matteus 12 daarvan vers 33 af lees ons waar Christus nou in gesprek is met hierdie Fariseërs. Hy sê julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg, want aan die vrugte word die boom geken. Ander geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge te verskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge te verskyn. Maar ek sê vir julle dat van elke ydelle woord wat die mens praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. En nou luister na vers 37. Want uit die woorde, wat uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. So in hierdie teks wil dit dan ook voorkom asof Christus sê dat wat jy sê, wat jy praat, hoe jy optree, wat jy doen,
dade, werke gaan jou dan met ander woorde geregverdig maak. En dit wil lyk asof Jesus dan ook sê dat werke nodig is vir 'n persoon om geregverdig te kan wees. Maar ons moet verstaan dat omdat geregtigheid en werke nie van mekaar geskei kan word nie. Geregtigheid en werke kan nie van mekaar geskei word nie. En as gevolg daarvan, as Jesus hier sê dat die woorde wat jy spreek sal bevestig of jy geregverdig is of nie, is net daardie gedagte, die manier waarop Christus die woord geregverdig gebruik, is om te sê dat omdat jy geregverdigde dade doen, is dit die bevestiging, dis die bewyse dat jy geregverdig is. Die twee kan nie van mekaar geskei word nie. Christus gebruik dit op dieselfde manier as jy net bietjie verder gaan na Lukas 6, vers 43 tot 45 is, waar Christus weer aan die woord is, en hy sê, want dit is nie 'n goeie boom wat slegte vrugte dra nie, en ook nie 'n slegte boom wat goeie vrugte dra nie. Want elke boom word geken aan sy eie vrugte. Van dorings pluk 'n mens tog nie vye nie, en 'n mens sny ook nie druiwe van 'n doringbos nie. Jy sien, Christus illustreer hier dat elke boom dra sy eie vrug. Jy sal die boom ken aan die vrug wat hy dra. Wanneer jy byvoorbeeld in 'n park stap en jy sien 'n boom en onder die boom is daar 'n bordjie wat sê hier is 'n appelboom of dit is 'n appelboom. En jy kyk op in die boom en jy sien maar hier hang 'n klomp suurlemoene in die boom. Dan gaan jy mos, wie gaan jy nou glo, die bordjie wat sê dis 'n appelboom of die vrug wat die boom dra? En dit is die punt wat Christus hier maak. En daarom eindig Christus met hierdie woorde in vers 45 as hy sê, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart te verskyn wat goed is. En die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart te verskyn wat sleg is. Want uit die oorvloed van die hart spreek die mond. En daarom is dit die gedagte dat Christus gebruik die woord geregverdig om te wys dat die vrug wat die mens dra bevestig of hy gered is of nie. Die vrug wat die mens dra bevestig of hy lewende geloof het of nie. En dit is presies dieselfde manier waarop Jakobus hierdie woord gebruik. Jy sien, Abraham was nie geregverdig toe hy Isak wou offer nie. Toe Abraham vir Isak wou offer, het sy optrede bevestig dat hy reeds geregverdig is. Want Abraham het opgetree volgens wat hy geglo het, die waarheid is omtrent God. Soos wat ons verlede keer gesê het, is ons is wat ons glo. Ons doen wat ons glo, ons tree op soos wat ons glo. En wat in die hart van die mens is, sal uitkom in sy alledaagse lewe. Nou natuurlik is dit so, daar's baie mense wat hulle lewe baie, hulle privaat lewe baie goed kan wegsteek. Hulle kan baie goed wegsteek wat eintlik in hulle harte is. Maar die realiteit is dat vroeër of later sal dit uitkom. Want aan die vrug van die boom sal jy hom ken. Kom ons gaan nou terug na Jakobus toe. Jakobus 2 vers 22. Nou sê Jakobus, hy gaan voort en hy sê, sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke. Die woordjie wat hy hier gebruik, saamwerk of saamgewerk het, is twee woorde wat saamgevoeg is, wat ons die Engelse woord synergy vandaan kry, of synergisme in Afrikaans, wat beteken geloof werk saam met die werke, die twee werk saam. Jy kan nie geloof hê sonder om goeie werke te doen nie. Jy kan ook nie goeie werke doen sonder om geloof te hê nie. En dit is hoekom Jakobus en Christus hierdie woord geregverdig kan gebruik in die sin, dat as jy goeie werke sien, dan weet jy wat die geloof is. As jy die geloof sien, dan weet jy wat die werke gaan wees as hy lewende geloof het. Want die twee kan nie van mekaar geskei word nie. En soos ek sê, jy kan mense mislei, vir 'n tyd lank miskien. Maar vroeër of later sal jou ware klere wys wat werklik in jou hart is. Want onthou, werke is die spieël wat in die siel van die mens inkyk. Dit wys vir almal wat in die hart van daardie persoon is. Waarom Christus gesê het, in die oorvloed van die hart sal die mond spreek. Maar ons moet oplet dat Jakobus vir ons hier leer vanmôre is dat dit is nie 'n onmiddellike perfeksie nie. Dis nie die gedagte dat die oomblik as jy gered is, nou is jy hierdie perfekte Christen wat perfekte werke doen nie. Want Jakobus sê in hierdie teks, sien jy dat die geloof volkome geword het uit die werk. Jakobus 2 vers 22. Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke. Die woordjie volkome dui daarop dat dit iets is wat volledig geword het,
wat klaar ontwikkel het, wat eintlik tot volwassenheid gekom het. En dit is om die punt te bereik dat jy aanhoudend goeie werke oplewer, omdat jou geloof in God so sterk is, dat jy God sal gehoorsaam. Maak nie saak wat die gevolge daarvan gewees nie, soos in Abraham se geval hier. En watter beter illustrasie is daar van hierdie lewende geloof, as die vader van geloof, Abraham nie. Kyk nou na Jakobus 2 vers 23, waar Jakobus sê, en die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Ons het verlede Sondag so vinnig hierna gekyk, maar die verhaal van Abraham begin daar in Genesis hoofstuk 12. Ek weet nie hoe goed ken jy die verhaal van Abraham nie, maar dit sal 'n goeie studie wees om te gaan doen van hoe God Abraham se geloof ontwikkel het. Genesis 12 is Abraham nog een, soos hy nog Abraham, hy is een van die afgod aanbiddende Galdeërs, wat tussen die afgods aanbiddende mense lewe, en Abraham het 10 self ook baie verskillende afgode aanbid, maar God kom en God roep vir hom daarin Ur van die Galdeërs. En God sê vir hom, gaan. Hy wys nie vir hom, hy sê nie vir hom waarna toe hy gaan nie, hy sê net vir hom, gaan. En Abraham is gehoorsaam, maar hy is ook ongehoorsaam in sy gehoorsaamheid, want hy vat sy vader saam, en hy vat sy broerskind Lot saam. Maar toe hulle by Haran kom, toe sterf Abraham se vader. En Abraham begrawe hom en hy gaan verder. En nie baie lank daarna nie, toe gebeur die dinge nou so dat Abraham en Lot se paaie skei. En dan sien ons dat vanweë hongersnood en droogte in die land, gaan Abraham toe die land Kanaan waar hy toe nou aangekom het, en ons sien hy gaan toe verder na Egipte toe, en toe hy daar in Egipte kom, toe sien die farao dat Abraham se vrou is 'n baie mooi vrou. En in daardie dae wat kon hulle maklik die man doodmaak net om die vrou te kry, en so Abraham vertrou nie heeltemal op die Here nie. En hy sê vir sy vrou, sê vir hulle, jy is my suster, sodat hulle by nie sal doodmaak nie. Met ander woorde, hy wys 'n gebrek aan vertroue in die Here. God het met hom gepraat, hy het gehoorsaam, in sy ongehoorsaamheid was hy gehoorsaam aan God, tot op hierdie punt weer sien ons dat Abraham is nie eintlik 'n baie mooi, sterk gelowige mens nie. Hy luister na God en hy doen, maar ook nie alles net soos God vir hom sê nie. En dan kom God en hy gee vir Abraham die belofte dat hy geseën sal wees en die vader van die nasie sal word. In Genesis 15, vers 5 en 6 lees ons, daarop lei hy hom uit na buite met die woorde, kyk nou op na die hemel en tel die sterre, as jy hulle kan tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. En kyk nou wat staan in Genesis 15 vers 6 geskrywe. En hy het in die Here geglo. En hy, dit is God, het dit hom tot geregtigheid gereken. So wanneer was Abraham se geregtigheid tot hom gereken? Is daardie tyd, daardie oomblik, toe God vir hom gesê het, kyk na die sterre, so sal jou nageslag wees. Op daardie oomblik het God Abraham geregverdig verklaar deur sy geloof. Dit gebeur nie die feit dat God vir hom beloof het dat hy 'n nageslag gaan hê, gebeur nie onmiddellik nie. En weer eens kom Abraham nou hierso in sy klein gelowigheid kom weer na vore en hy neem sake in sy eie hande en hy verwek 'n seun by sy vrou se slavin by Hagar en Ismael word gebore, wat die oorsaak is van al die konflik in die Midde-Ooste tot vandag toe nog onder die Arabiere. Maar dan later aan word Isak wel gebore. En dit is nou al baie jare na daardie nag wat God vir Abraham die sterre gewys het en vir Abraham 'n nageslag beloof het. En nou neem ons weer Abraham se verhaal op in Genesis 22. Maar voordat ons by Genesis 22 kom, die Hebreërskrywer sê in hoofstuk 11 vers 17 en 18, deur die geloof het Abraham toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy eniggebore geoffer, aan wie gesê is, in Isak sal jou nageslag genoem word. Want hy, dit is nou Abraham, het gereken dat God mag het om selfs uit die dode uit op te wek. En hier spreek dit van hierdie onteenseglike geloof en vertroue wat Abraham in God gekry het. Kyk na Genesis 22 vers 4 en 5, waar Abraham is nou op die pad om Isak te gaan offer, in vers 4 staan daar geskrywe, en op die derde dag toe slaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel,
ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan na julle terugkom. Sien, Abraham se geloof is so vas, dat hy sê vir sy dienaars, hy sê, ek en die seun gaan offer, maar ons gaan albei terugkom na julle toe. Hy sê, ek en die seun sal daarheen gaan om te aanbid en dan na julle terugkom. Dit is so geskryf dat hy daardeur sê, ek en die seun sal terugkom. Abraham se geloof was so vas. God het vir hom gesê, gaan offer jou seun. Maar Abraham het God geglo, want hy het al hierdie pad saam met God gewandel, en hy het God geglo dat, as hy dan nou vir Isak sy seun moet gaan offer, dan gaan daardie seun weer saam met hom terugkom, want God is by vermoë om selfs uit die dood uit op te wek. Abraham het alles reg gekry om vir Isak te gaan offer. En toe die engel van die Here met hom praat, kyk nou daarna Genesis 22 vers 12. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek, dat jy God vrees, en jou seun, jou enigste van my, nie terughou het nie. Jy sien, Abraham se geloof was getoets gewees, om te sien of dit net 'n dooie lewe geloof was, soos wat hy in die vorige kere al God gehoorsaam was, maar dan weer ongehoorsaam was ook. Nou moet ons verstaan, dis nie asof die Here nie geweet het wat Abraham se geloof is nie. Abraham se geloof was getoets, sodat Abraham self, en dan ook almal wat na Abraham sou kom, kan sien wat 'n lewende geloof is. En op daardie oomblik het Abraham se werke het bevestig dat hy 'n lewende geloof in God het. Hy is nie op daai oomblik geregverdig verklaar nie. Hy is alreeds in hoofstuk 15, dit is al etlike jare voor dit, toe hy God geglo het en die belofte wat God gegee het van 'n nageslag in Isak, is Abraham al geregverdig. Hier is Abraham se geloof getoets gewees en sy geloof was bevestig as 'n lewende geloof. Daarom praat Jakobus nie teen Paulus nie. Hy gebruik net die woord geregverdig op 'n ander manier, want Paulus praat van geregverdig uit die werke wat lei tot redding. Paulus sê ons word nie gered deur werke wat ons doen nie. Jakobus sê ons het werke omdat ons gered is. En dit is die lewende geloof, om God op sy woord te vat. Onthou julle dat toe ons begin het met hierdie brief, toe ons dit bestudeer het, Jakobus gaan oor as ons lees daar in Jakobus hoofstuk 1 vers 2, agter loutere vreugde my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. En dit is die pad wat God met Abraham gestap het. Van waar hy hom geroep het daar uit van die Galdeërs, en alles wat Abraham beleef het, die ervaring wat hy gehad het om te leer om meer en meer gehoorsaam aan God en meer op God te vertrou, dat God doen wat hy sê, tot op die punt daartoe God vir Abraham hierdie opdrag gegee het, wat Abraham geweet het, God verwag nie dat ons dan mense moet offer nie, want dit is 'n ander vorm van moord, was Abraham nog steeds bereid om dit te doen, want hy het God vertrou. Dis hoe hy vir God leer ken het. Dit is 'n lewende geloof. Hy het God op sy woord gevat, en Abraham se geloof, wat in sy optrede gesien kan word, het bevestig dat ons nie altyd alles verstaan wat God in ons lewens doen nie, maar dat ons altyd op hom kan vertrou. Hy weet beter. En dat ons wil verstaan dat die Here gaan beproewing oor ons pad bring, totdat ons geloof in God volkome geword het. Totdat ons vir onsself gesien het, of ons 'n dooie geloof het, en of ons 'n lewende, kragtige geloof in God het. Ons werke regverdig ons nie. Ons werke bevestig watter soort boom ons is. 'n Belydenis van geloof sonder werke bevestig net 'n leë, dooie belydenis. Maar 'n belydenis saam met werke bevestig 'n lewende, groeiende geloof. Nie 'n statiese geloof van iets wat lank terug gebeur het nie, maar 'n geloof wat dag vir dag vernuwe word en versterk word. 'n Geloof wat in God vertrou, maak nie saak wat met jou gebeur nie. Abraham, die patriarg se werke wat saam met sy geloof gewerk het, illustreer vir ons hoe en wat 'n lewende geloof is. Maar kyk nou na Jakobus hoofstuk 2 vers 24. Jakobus 2 vers 24. Jakobus skryf, hy sê, sien julle dan nou, dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie. Nou nie oorspronklik staan daar eerder uit die werke en nie uit die geloof wat alleen is nie.
uit geloof alleen nie. 'n Beter vertaling sou miskien gewees het, sien julle dan nou dat die mens regverdig verklaar word as gevolg van sy werke en nie deur geloof wat sonder werke is nie. Geloof wat geen werke het nie. 'n Lewende geloof word bevestig in die werke, die vrug wat dit voortbring. Net soos in die geval van Rahab die prostituut, in die lewe van Hagar die prostituut. Haar geloof word bevestig in Jakobus 2 vers 25 as ons lees, en is Rahab die hoernie ook net so geregverdig uit die werke toe sy die boodskappers ontvang en met 'n ander pad weggestuur het nie. Sien, Jakobus vra die vraag hier, net soos in die geval van Abraham, was Rahab die prostituut nie ook geregverdig toe sy die boodskappers beskerm het nie? Nou ons vertel haar verhaal nou weer op in Josua hoofstuk 2. As julle wil blaai na Josua hoofstuk 2 toe, dis waar haar verhaal vir ons weergegee word. En die Israeliete kom nou by die stad Jerigo aan, hulle is op pad om die land Kanaan in te neem, die beloofde land, en hulle kom daar by Jerigo, en Josua stuur 2 spioene uit om die stad te gaan verken, en hulle kom by Rahab, sy is 'n herbergier, van giere agtergrond, en wat doen sy? Sy steek hulle weg. Maar hoekom steek sy hulle weg? Wat was haar beweegrede dat sy hierdie 2 manne weggesteek het? Want die koning van Jerigo het gehoor dat daar spioene in die stad is, en hy stuur manne daar na haar toe om hulle te gaan soek, maar sy steek hulle weg. Nou, hoekom het sy hulle weggesteek? Want ons lees in Josua 2 vers 11, Rahab getuig teenoor hierdie 2 spioene nou getuig, sy sê, toe ons dit hoor, het ons hart gesmeld, sodat daar by niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie. Wat is dit wat hulle gehoor het? Hulle het gehoor die Israeliete is op pad. Hulle het gehoor die God van die Israeliete bekragtig en versterk hulle. En nou gaan sy verder en sy sê, want die Here julle God, hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. En hier is haar geloofbelydenis. Waar is sy geregverdig verklaar? Daar, toe sy daardie belydenis gemaak het, dat God is die God van hemel en aarde. Ten spyte van lewensgevaar, want onthou, as hierdie koning moes uitvind, sy het hierdie mense weggesteek, sou sy en haar hele familie doodgemaak gewees het. En ten spyte van lewensgevaar, glo sy in die Here, en daarom steek sy die spioene weg, en help hulle om te ontsnap. Jy sien, haar vertroue in God, is groter as haar vrees vir mense. En haar werke, haar dade, spreek van daardie vertroue in God. En daarom word dit haar tot geregtigheid gereken. Haar dade het gekom vanuit haar geloof in God. Haar dade het gekom vanuit haar vertroue in God. En die Hebreërskrywer sê in Hebreërs hoofstuk 11 vers 31, deur die geloof het Rahab die hoernie saam met die ongehoorsaames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. Jy sien, haar werke is, sy het die spioene ontvang, en sy het hulle weggesteek, en sy het hulle help ontsnap, omdat sy in God vertrou het. En omdat sy geweet het, dat God almagtig is, en dat dit help nie om teen die lewende God te stry nie. Onthou, sy het nie 'n Bybel gehad wat vir haar geleer het wie God is nie. Sy het net gehoor wat God gedoen het in Egipte, toe hy sy volk uit Egipte uitgelei het, en in die woestyn, toe hy sy volk deur die woestyn gelei het. En sy het in God geglo, en daarom het sy gedoen. Sy het in God vertrou, en daarom het sy gedoen. Haar werke het haar geloof bevestig, en sy is ingesluit in die stamboom van Christus. As jy wil lees in Matteus 1 vers 5, is sy die grootoupa van koning Dawid. Net soos met die patriarg, net so met die prostituut. Daar is niemand wat God nie kan red nie. Maar God red hulle op hulle geloof. En hulle geloof, lewende geloof, bring lewende werke na vore. Maar ek stem saam met Luther in hierdie opsig. As jy nie weet wat geloof is nie, en jy weet nie wat werke is nie, sal daar altyd verwarring wees. En daarom gee Jakobus vir ons hierdie laaste illustrasie van 'n lewende geloof. Die finale illustrasie, liggaam en geloof wat hy gebruik om hierdie illustrasie te maak. Jakobus 2 vers 26, want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. Baie eenvoudig, wanneer die gees in die liggaam is daar lewe. Maar wanneer die gees nie meer in die liggaam is nie, is hy dood. En as die gees nie meer in die liggaam is nie, wat is daar die liggaam?
'n dooie lijk. Hy's nutteloos, hy's leweloos. Hy kan niks doen nie. Hy het geen waarde nie. Maar wanneer is geloof net 'n leë, nuttelose, dooie geloof? Want onthou dat die konteks van hierdie gedeelte gaan oor lewende geloof teenoor 'n dooie geloof. En ek wil die vraag vra, wanneer is geloof net 'n leë, nuttelose, dooie geloof? En ek wil miskien 'n antwoord gee is, wanneer ons in geloof begin glo, en nie in die onderwerp van daardie geloof nie, dan word dit 'n dooie geloof. Wat bedoel ek daardeur? As ons glo, ons is gered omdat ons glo. Waaraan glo jy? Nee, ek glo. Wat glo jy? Ek glo. Geloof word die fokus van wat ons red. Dan is dit 'n dooie geloof. Wanneer ons dink, ons gaan hemel toe, omdat ons geloof het, omdat ons 'n gelowige mens is, omdat ons 'n godsdienstige mens is, dan het ons 'n dooie, nuttelose geloof. Maar wanneer ons Abraham en Rahab se geloof bestudeer, sien ons wat ware lewende geloof is en hoe dit werk. As iemand vandag die vraag vir jou sou vra, wat is geloof? Dan is ek seker dat van ons almal gaan baie vinnig Hebreërs 11 vers 1 kan opsê. Die geloof is dan die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie, nie waar nie? Maar presies, wat sê ons regtig wanneer ons Hebreërs 11 vers 1 aanhaal? Presies, wat bedoel ons met 'n geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewyse van die dinge wat ons nie sien nie. Wat sê ons regtig? Gaan 'n bietjie verder af as julle die Hebreërs hoofstuk 11 is, want die Hebreërs hoofstuk 11 is die hoofstuk oor die geloofshelde. En ons gaan so 'n bietjie stil staan daarbey. Gaan nou af daarna vers 6 toe. En die Hebreërs skrywer sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hoekom? Hoekom is dit onmoontlik om God te behaag sonder geloof? Want hy antwoord hom. As hy verder in vers 6 sê, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is. So dis die eerste stap in geloof. Ons moet glo dat God is, dat hy bestaan, dat hy die skepper van hemel en aarde is, dat hy die lewende God is wat 'n impak in sy soewereine wil nog steeds in hierdie skepping, in sy skepping werk. Maar dit stop nie daar nie. Want hy sê verder in vers 6, en 'n beloner is van die wat hom soek. Hier's twee aspekte van geloof. Glo dat God bestaan, maar onthou, dit is nie genoeg om net te glo dat God bestaan nie. Die duiwels glo dit ook, het ons verlede Sondag gehoor, en hulle sidder. En daarom is die tweede aspek wat saam, die werke wat saam met die geloof gaan, vertrou in God. Neem God op sy woord, vertrou dat hy sal doen wat hy sê. Dit is wat Abraham geleer het en dit is wat Rahab geleer het. God is 'n betroubare God. Kyk na die ander geloofshelde van Hebreërs hoofstuk 11. Ons sien dat deur geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain. Hy het in God vertrou en hy het die regte offer gebring. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. Kyk na Noag, vers 7. Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak, tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het, en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Kan julle sien dat elke een van hierdie geloofshelde is mense wat God vertrou het. Hulle het 'n intieme verhouding met God gehad. As God met hulle gepraat het, het hulle gedoen. Selfs soos met Abraham en Sarah, met Rahab. Hulle geloof het volkome geword, omdat hulle opgetree het volgens wat hulle geglo het omtrent God. Nou, ek het baie geworstel met hierdie gedagte. Hoe gaan 'n mens dit verduidelik? Watter werke moet ons van praat hier? Waarna moet ons uitkyk vir werke in ons lewens? En ek dink laas nag het die Here vir my 'n antwoord gebring. As ons die vraag vra, watter werke kom saam met 'n lewende geloof? Dan is die antwoord eenvoudig. Omdat die lewende geloof so 'n noue verhouding met God het, het jy nie nodig om gesê te word watter werke om te doen nie. Doen net die volgende regte ding volgens die woord van God. Minuut na minuut, sekonde na sekonde in jou hele lewenswandel,
Doen net die volgende regte ding in enige situasie. Vertrou op God. Vertrou op God, al is dit nie altyd wat jy dink dat jou situasie so gaan uitloop soos wat jy wil hê dit moet wees nie. Calvin het gesê, faith alone justifies, but the faith that justifies is never alone. Lewende geloof is lewendig, omdat hulle reageer op wat hulle glo die waarheid omtrent God is, en daarom op hom vertrou. Kan ek dit weer sê? Lewende geloof is lewendig, omdat hulle reageer op wat hulle glo die waarheid omtrent God is, en daarom op hom vertrou. Dit spreek van 'n intieme verhouding met God. Om God so goed te ken, en so op God te vertrou, dat al lyk dit vir my asof, as ek hierdie stap doen, as ek hierdie ding doen, die volgende ding wat reg is, dat ek self gaan benadeel word daardeur, dan doen ek dit, soos wat in Abraham se geval, was hy bereid om sy seun te offer, omdat hy het geglo, en hy het op God vertrou, dat God gaan hierdie seun weer opwek, want God het vir hom die belofte in hierdie seun gegee. En dan wil ek die vraag vir ons vanmôre vra, wat sê dit van ons geloof in Christus? Wat sê dit van die geloof wat ons getuig en bely dat ons glo? Jy sien, om net te sê ons glo in Jesus Christus is nie genoeg nie. Om net te sê dat ons glo Jesus die volle prys vir ons sonde op die kruis betaal, is ook nie genoeg nie. Om net te sê dat Jesus die Here van ons lewens is nie genoeg nie. Want Christus self het op 'n stadium die vraag gevra in Lukas 6 vers 46, en wat noem julle my Here, Here, en doen nie wat ek sê nie. Ons geloof in Christus word volkome wanneer ons reageer op wat ons glo die waarheid is omtrent Christus. Nou wat glo ons is die waarheid omtrent Christus? Verskoon. Ons glo dat Jesus Christus het ons straf op hom geneem daar op die kruis. En omdat hy ons straf op hom geneem het, daarom is ons verlos van die straf van sonde. Ons glo dit. Dis wat ons bely as ons sê Christus is ons Messias. Ons glo dat Jesus het ons verlos van die houvas van sonde. Daarom hoef ons nie voort te gaan en aan te hou in sonde in ons lewe voort te bly nie. Want ons glo dat Christus het ons verlos daarvan. Ons glo dat Jesus Christus is ons Here en Meester, en daarom is ons gehoorsaam aan hom. Geloof wat lewe, vervang die liefde vir die wêreld met liefde vir God en liefde vir ons medemens. Selfs as hulle ons vyande is. Lewende geloof is 'n dinamiese geloof wat bly groei en groei. Dis nie staties nie. Dit staan nie stil nie. Geloof is nie net iets wat eendag met my gebeur het toe ek Christus as verlosser gevind het nie. Geloof is dinamies, dit bly groei. Kyk na Abraham se lewe, waar hy begin het en waar hy geëindig het. 'n Lewende geloof is om vir God op sy woord te vat. Jesus Christus is die Messias, wat God alreeds in Genesis 3 beloof het. Jesus Christus het almal wat in hom vertrou se sonde vergewe. Ons is met God versoen, en sonde het nie meer 'n houvas op ons nie. God het sy Heilige Gees vir ons gegee om ons te bekragtig om heilig te lewe. Geloof in Christus is om te vertrou dat God nou op hierdie oomblik besig is om ons geloof in hom meer en meer volkome te maak, meer en meer tot volwassenheid te bring, meer en meer klaar te maak sodat ons in 'n absolute geloof soos Abraham in God geglo het en in God vertrou het, so in God sal vertrou. Lewende geloof is om so sterk op God te vertrou dat ons nou besig is om onsself met die nuwe mens te beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid, soos wat Paulus en heiligheid, soos wat Paulus dan ook sê in Efesiërs 4 vers 24. Dit maak nie saak hoe moeilik of menslik gesproke onmoontlik dit is nie. Die beproewinge wat God oor ons pad bring, is daar die geleenthede wat ons kan sien, soos met Abraham se lewe, hoe God besig is om ons geloof volkome te maak. Soos Abraham en Rahab. En let op in Matteus 1 vers 5. Is sy nie meer Rahab die hoer nie. Sy is nou net Rahab. Jy sien die werke van geregtigheid wat ons doen,
bevestig dat ons lewende geloof het. En daarom is die werke van om God te vertrou en in Christus te vertrou, dat hy het ons losgemaak van ons sonde. Hy is ons Heer en Meester. Is die werke wat ons kan wys is om dag vir dag, oomblik na oomblik, sekonde na sekonde, die volgende regte ding te doen. Lewe soos wat God wil hê ons moet lewe, wat hy in sy woord vir ons gee. Dit is die lewende geloof wat Jakobus ons van leer vandag. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir u liefde en u genade. Baie dankie vir hierdie geleentheid vanmôre om u woord te leer ken, wat Jakobus vir ons geleer het, wat u Heilige Gees om beweeg het om te skryf. En Here, dit is u Heilige Gees wat ook in ons harte, in ons verstand hierdie woord wakker maak, lewendig maak, Here, is om te besef dat wanneer ons bely dat ons in u glo, dan maak ons 'n belydenis dat ons vertroue is in u. En u het die belofte gemaak dat daar sal 'n dag kom wanneer Christus weer sal terugkom. Daar sal 'n dag kom wanneer die wat in Christus ontslaap het eerste sal opstaan. Daar sal 'n dag kom wanneer ons sal opvaar hemel toe saam met u en altyd saam met u sal wees. Daar sal 'n dag kom wanneer u toorn oor hierdie wêreld gaan uitstort. Daar sal 'n dag kom wanneer die wit troon oordeel sal staan en al die wat nie in u geglo het nie, nie in u vertrou het nie, die wat Christus verwerp het, sal vir alle ewigheid in 'n ewige hel gewerp word. Maar Here, dankie dat ons in die lig kan wandel, omdat u daardie lig in ons harte gebring het. Omdat u vir ons uit die begrafplaas uit van die dood van ons sonde gebring het in die lewe en in die teenwoordigheid van die lewende God. Here, ons besef dat daar so baie maal wat ons getuig dat ons in u glo, maar wanneer die realiteit van die wêreld ons tref, dan wil ons soos Abraham ook soms kleingelowig optree en eerder ons eie pad volg. Terwyl ons vanmôre leer, Here, dat die ware lewende geloof ervaar en beleef die beproewinge wat u oor ons pad bring, nie as iets waaroor ons moet mor en murmureer en kla nie, maar iets wat ons in vreugde moet aanvaar, omdat ons bewus is en ons besef dat u is besig om ons geloof so te versterk en ons geloof volkome te maak, sodat ons dan ook in ons hele lewenswandel heilig sal wees soos wat u heilig is. Sodat ons in ons hele lewenswandel die natuur van God sal uitbeeld in hierdie wêreld. En daarom bid ons, Here, dat ons deur hierdie les wat Jakobus vir ons leer vandag, sal leer, Here, dit maak saak wat ons doen. Want wat ons doen spreek van wat in ons harte is. En soos wat u self ook al gesê het, Here, dat elke persoon sal veroordeel word deur wat hy sê. Want wat hy sê is wat in sy hart is. En wat in sy hart is die geloof wat hy bely. Dankie, Here, dat u vir ons die lewe gegee het. Dankie dat ons in Christus verlos kan wees van ons sonde. Dat ons kan weet dat Jesus Christus is ons Heer en Meester. Dat ons te alle tye kan weet, Here, dat ons krag en ons sterkte lê in Christus, want Paulus het juist dan ook in Efesiërs 6 gesê, eindelik my broeders word versterk in die krag van sy sterkte. Dat ons sal weet, Here, dat ons kan staande bly teen die liste van die duiwel, teen die aanslag van hierdie wêreld, want Christus gee vir ons die krag. U Heilige Gees woon in ons. Ons hoef nie te struikel onder sonde nie, Here. En volgende keer wanneer die sonde lê en loer, en wanneer die misleiding en die verleiding kom, en die gevaar daar is dat ons weer ons vlees wil volg, help ons te onthou dat u het ons verlos van die houvas van sonde. En u het vir ons u Gees gegee om ons te versterk. En dat geen versoeking ons aangegryp het, behalwe 'n menslike nie. En saam met die versoeking gee u ook die uitkoms. Ons hoef nie te struikel in sonde nie, Here. U het vir ons alles gedoen en alles gegee wat ons nodig het om u gehoorsaam te lewe. Daarom bid ons, Here, dat ons anders sal kyk na die belydenis wat ons maak as ons bely dat ons in Christus is. Dat daardie belydenis ook sal insluit dat ons versterk en bekragtig word om oorwinning oor ons sondes in ons lewens te kry. Ons loof en prys en dan bid U daarvoor in Jesus naam. Amen.